Sampioene groei net wanneer die vog, die son, die reën absoluut perfek is, veral hier in ons land. En hier sit klompie kokoejo en ek sien hier is lucering, pragtige persblommetjies. Maar wanneer dinge goed gaan, dan groei 'n sampioen. En die 7de brief wat Christus aan sy kinders skryf, aan jou skryf, gaan juis oor perfekte omstandighede. Wanneer jy eintlik niemand nodig het nie, wanneer alles in jou lewe 100% reg gaan, wanneer jy as kind van die Here genoeg het om van te lewe, jy het 'n mooi huis, jou kar start elke oggend, jy's amper soos hierdie sampioen, ideale omstandighede, en dan groei jy, en jy's daar, but you need nothing more. Jy's nie afhanklik nie. Jy het God nie eintlik nodig nie. Alles is perfek. Alles is reg. Dit het 'n effek op kinders van die Here as alles net wonderlik en goed met hulle gaan. As die omstandighede absoluut perfek is. Die oomblik wanneer die son warm word, die oomblik wanneer dit bietjie droog word, dan gaan hierdie sampioen dit nie maak nie. Dan vou hy. Die 7de brief vir sy kinders. Hoe gaan dit met jou? Skuif maar 'n bietjie nader. Kom kniel saam met my hier in die nat gras. Kom ons praat oor hierdie saak. As die wolke al swaarder raak, die lig kom nie deur. As die donder weer harder raak, die blitse jou steur. Hou vas aan die lig my kind, al voel dit daar's geen. Die blitse bedaar eers as dit begin reën. Soos die môre son kop uitsteek en ek langs jou sit, dan voel ek jou gemoed my kind, ek voel jou hart se punt. Is my woorde nie troos nie, is my hart nie kan streel, wat anders kan ons maak as om liefde uit te deel? Onthou julle nog die eerste 6 wat ons behandel het? Eerste ene is jou liefde, brand jou liefde nog soos aan die begin. Tweede ene wat die Here sê, maar daar gaan druk wees, dit gaan nie maklik wees nie, jy gaan jou kruis moet opneem. Die derde ene, fyn lyn tussen wat reg en verkeerd is, en dat ons die regte ding moet doen. En dan het die Here met ons gepraat in die 4de een oor jou motief. Is dit 'n suiwer motief of is dit korrup? En toe het ons gepraat oor mense wat praat en nie doen nie. Verlede week het dit gegaan oor die wat getrou is, die wat volledig skaap is. En vanmôre wil die Here met ons oor die laaste brief, en dit is vir my interessant dat die laaste ene wat hy skryf gaan oor warm of koud. Nou is jy lou, en ek gaan jou uit my mond uitspoeg. En dit gaan hier oor mense wat eintlik nie vir God nodig het nie. Hulle is onafhanklik.
Ek kan my eie ding doen, dankie. Ek het nie jou kerk nodig nie. Ek het nie jou mense nodig nie. Ek het my plek. Ek sorg vir myself. Ek hoef nie by een te kom met hulle nie. Van al die wonderlike goed wat ek het, hoef ek niks vir julle te gee nie. Ek hoef nie my tyd vir jou te gee nie. I'm okay, thank you. En in 'n moderne wêreld, so vir ons wêreld, is dit so relevant. Want so raak 'n mens mos. Ons is mos maar so. Nee wat, ek het julle nie meer nodig nie. As 'n mens afhanklik is, as jy 'n bedelaar is wat in die grond kniel, dan moet jy maar met jou oop hande staan en jy moet maar afbuk en sê, ek het jou nodig. Here, ek het jou nodig. Maar wanneer alles goed gaan, dan word jy lou. En hier skryf hy hierdie gedeelte. Hy sê, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is en nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Vreeslike woorde, harde woorde. Julle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet dat julle elendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie, en koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, skryf die Here. Boeties en sissies, weet julle, as ons wêreld se goud bymekaar gemaak het en alles is oukei en alles werk mooi reg uit en my kindertjies is perfek en hulle doen goed op skool en my werk is mooi sekuur en dit gaan goed en mense hou van my en ek is suksesvol, dan vervaag 'n mens se absolute drang na God. Dit is so asof jy sê maar, ag Here, jy weet, ek kan alright self regkom. Ek kan my dinge self uitsorteer, dankie. Dankie maar nee, dankie. En God tel dit so vinnig op, en dis gewoonlik mense wat suksesvol is. Dis mense wat goed uitgewerk het. Dis mense wat intelligensie gekry het. En dan kom die Here en hy sê, maar koop liewer by my goud. Hierdie goed wat jy bymekaar maak, en Jesus het baie keer daaroor gepraat, mot en roes, gaan dit bydam, en dan gaan op die eind niks daarvan oorbly nie. Dit het nie ewigheidswaarde nie. Eintlik is jy kaal en betreenswaardig en arm, en eintlik beteken jy niks. Jy dink jy's iets, maar jy's eintlik niks. En dis die hartseer ding. In die wêreld word jy opgehemel en jy word raak gesien, maar in die koninkryk van God het jy geen waarde. En nou kom die Here en hy sê vanmôre vir jou, my liewe broer en suster, die geld wat jy het, die talent wat jy het, die verstand wat jy het, die kreatiwiteit wat jy het, alles wat jy het ek vir jou gegee. Dis maar uit my Vader hand uit. Kleed dit met my goud, nie met wêreldse goud nie. Moet nie dink dat jy iemand is nie. Paulus skryf so mooi daar in Korintiërs, wat? Stel julle self so aan asof julle so belangrik is. Alles wat julle het kom maar van God af.
Hoe is dit met jou? Dis maar 'n gevaar vir elke kind van die Here. Ag, wat sal ek nou nog worry oor kerk en oor my bydrae daar gee, my tyd daar gee. I'm doing my own thing, man. I don't need you. Maar in jou agterkop hou jy tog maar daai klein openingkie vir as die popo die fan stryk. As daar iets in die drinkwater lê. Ek staan nogal op 'n plaas. Dan moet ek daarom net die Here hou vir daai oomblik wat ek nie dink gaan gebeur nie, maar sê nou maar net. En dis daaroor wat die Here kom praat met jou, my liewe kind vanmôre. Koop goud by hom, belê in sy koninkryk, belê in sy kerk, belê in sy gemeenskap met gelowiges, belê in die ewigheid. Trek wat klere aan, maak jou naaktheid toe. So interessant dat mense wat baie keer so in hierdie plek is van I am God, jy word amper God. Mense kyk na so 'n persoon en hulle sien die vlakheid en die niksheid. Sien hulle raak. Jou kaal wees en jou arm is eintlik so sigbaar. Ons is burgers van die koninkryk van God. Ek wil liewer 'n burger in die koninkryk van God wees. My wit kleed en goud wat ek by hom gekoop het. Wat baie keer nie veel waarde het waar ons leef nie. Maar koop daai goud. Maak vanmôre, gaan op jou knieë vanmôre en sê Here, ek wil u goud wil ek koop. Ek wil my sukses wil ek aan u afhanklik maak. Ek wil my rykdom weet dit kom van u af. Ek wil nederig wees, Here. Ek wil op my knieë wees, Here. Ek wil sê, Here, dankie dat u my so seën. Dankie dat alles wat ek het eintlik nie my eie krag is nie. Dit kom van u. En dan skuif jy van lou na vuur warm. Weet jy wat vir my nogal kragtig hier is dat die Here sê hy sal liewer 'n koue persoon vat. Een wat sê ag nee, wat ek glo nie in die Here nie, as een wat so in between is nie. Ek wil afsluit met hierdie deel. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Die Here kom vanmôre na jou toe en hy sê, my liewe kind, laat my net toe om jou weer lief te hê. Gee my net 'n kans. Gee my 'n kans om my weer aan jou te wys. Jy is so toegegooi en jy het al die deure so toegesluit in jou ou veilige vestingkie, maar eintlik gaan mot en roes dit opvreet. Gee my net 'n kans to love you. Give me a chance to love you again. En ek sal jou nader na my toe trek en ek sal vir jou kom sin gee in hierdie lewe. Kom sukkel ons so dat die Here ons net kan lief hê. Baie van ons sukkel met dit. Ons hou nie daarvan as iemand ons lief het nie. In die prent Notting Hill kom die meisietjie by die man. Ek weet nie of wie van julle dit al gesien nie. En sy sê vir hom, I'm just a girl that wants to be loved. God kom vanmôre na jou toe en sê, I'm just your God that wants to love you. Ek wil jou beskerm. Ek wil jou afhanklik hê van my. Ek wil jou in my vleuel intrek. Ek wil nie jy moet soos 'n sampioen wees nie. Wees soos hierdie boom. Geplant. Vrugbare grond en water. Ontvang die seën van die Here vanmôre. Ek lief jou. Ek wil jou nog meer lief. Gee my 'n kans.
as die wolke al swaarder raak, die lig kom nie deur, as die donder weer harder raak, die blitse jou steur. Hou vas aan die lig my kind, al voel dit daar's geen, die blitse bedaar eers as dit begin reën. Soos die môre son kop uitsteek en ek langs jou sit, dan voel ek jou gemoed my kind, ek voel jou hart se punt. Is my woorde nie troos nie, is my hart nie kan streel, wat anders kan ons maak as om liefde uit te deel. Soos ons keuses ons las bepaal, ons harte, ons koers, soos die wêreld ons laat verdwaal, as ons vaskyk in sy rules, sal die lig jou weer terugbring na waar hy jou gaan sien, en verander dan jou trane in nuwe hemelreën, en verander dan jou trane in nuwe hemelreën.